Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Die Bybel sê in Efesiërs 4 vers 26, word toornig en moenie sondig nie. Laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie. Met ander woorde, as jy kwaad word, moenie sondig nie. En moet ook nie 'n dag kwaad afsluit nie. Hoekom nie 'n dag kwaad afsluit nie? Want na dit, bly dit nie net meer by woede nie, maar dit groei in iets gevaarliker. God weet dit. Daarom wys hy vir ons in die woord hoe ons met woede moet deel en koppel hy ook 'n sperdatum daaraan. Moenie die son laat ondergaan terwyl jy nog kwaad is nie. 1 dag. Dit is die venster wat God vir woede gee om te bestaan, voordat dit verander in iets gevaarliker. Sommige dinge is nie bedoel om verder as vandag gedra te word nie. En woede is een daarvan. Let op dat die vers nie sê jy mag nie kwaad word nie. Dit sê moenie toelaat dat die son ondergaan oor julle toorn nie. Daar is 'n verskil tussen woede en bitterheid. En die verskil gaan amper altyd oor tyd. Woede is 'n natuurlike reaksie op onreg of seer. Maar woede wat nie binne 'n dag aangespreek word nie, begin verander in iets groters. Dit vat iets wat dalk in 'n gewone gesprek opgelos kon word en verander dit in 'n wond wat jare vat om te genees. Navorsing het bevind dat die brein begin om onopgeloste konflik na ongeveer 24 uur in die langtermyn emosionele geheue op te neem, wat dit dan baie moeiliker maak om dinge uit te sorteer. God het dit in ons ingebou en hy het ons instruksies gegee om op te tree in lyn met hoe ons liggame funksioneer, nie om daarteen te gaan nie. Loop jy vandag dalk met woede rond, wat lankal die sperdatum oorskry het? Of onopgeloste konflik, wat lank genoeg lê om oor te sit in bitterheid? Of 'n wond wat jy mee rondloop, in plaas daarvan om dit aan te spreek? Die son het reeds oor daarheen ondergegaan, maar vandag is 'n nuwe dag. En vandag se son het nog nie ondergegaan nie. Here, ek moet bely dat ek die son laat ondergaan het oor baie dinge in my lewe wat ek lankal moes aangespreek het. Help my om dit wat ek vir so lank al dra, by u voete neer te sit. Gee my die moed om daardie gesprek te voer, die oproep te maak, die verskoning aan te bied, of eenvoudig net te kies om te vergewe, voordat nog 'n dag verbygaan. In Jesus naam bid ek dit. Amen.